Daar is 'n vers in Psalm 23 vers 3 wat sê: Hy herstel my siel. Vandag gesels ons oor daardie heelmaak, die soort wat diep werk in 'n mens se hart, jou identiteit aanraak en jou geloof weer nuut vorm. Want uit daardie waarheid is daar 'n nuwe stem gebore, 'n radioprogram met die naam Eve Restored, Stories van Herstel. 'n Program en bediening wat fokus op die herstel van vroue se harte, hul identiteit en hul geloof. En vandag het ek die voorreg om met die vrou agter hierdie beweging te gesels. 'n Vrou wie se lewe oor jare gevorm is deur seer, afwagting op God en vertroue, en deur 'n besondere sensitiwiteit vir vroue se seer. Van verlies tot stilte tot herstel. Haar pad is gevorm deur jare van luister, wag en glo. Sy is die stigter van Eve Restored, en sy sluit by ons vandag aan om vir ons meer te vertel oor hierdie reis en wat God besig is om te doen deur hierdie bediening. So saam met my, Sonja Lazar, gesels ons vandag met Tita Viljoen, 'n vrou wie se hartklop en 'n bediening daarin lê om 'n veilige ruimte te skep waar vroue hul stories en seer eerlik kan deel. En juist daarin ontdek dat genesing moontlik is, dat nuwe krag wag en dat jou storie nog lank nie klaar geskryf is nie. Sy bring hierdie boodskap nou op 'n nuwe en betekenisvolle manier na ons toe deur haar eie radioprogram hier op FM Gospel Radio. Tita, welkom en dankie. Dit is so spesiaal om jou te hê, die gesig en die stem agter die nuwe Eve Restored Stories van Herstel radioprogram van jou. Ek en jy het eintlik al so baie gesels, maar nog nooit face-to-face ontmoet nie. Goeiedag en baie dankie. Dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om vandag hier te kan wees en die begin van hierdie radioprogram te kan aanpak en in die naam van die Here 'n boodskap van herstel en heel word te kan uitdra aan al die vrouens. En dis ook vir my baie groot voorreg om jou te ontmoet, Sonja. Ons kom eintlik 'n baie langer pad saam as wat jy bewus is van, maar dit is vir my 'n groot voorreg en ek het vandag net weer 'n bewys dat die Here bewerk dinge. Dis 'n wisselwerking en 'n mens besef nie altyd wat hy agter die skerms vir ons beplan nie, maar dat dit altyd goeie dinge is. Ita, voordat ons na jou roeping en Eve Restored beweeg, jy beskryf jouself as 'n ma, dogter, ouma en vriendin, maar wie is jy as persoon en wat hou jou besig wanneer jy nie met die bediening besig is nie? Sjoe, daai gaan 'n mond vol wees. Ek is 'n besigheidsvrou, maar ek verkies om nie meer op dit te konsentreer nie. Die Here het vir ons toe ons weggetrek het uit die stad uit plaas, toe het hy vir ons 'n profesie gegee wat gesê het jy sal jou ploeg 'n nuwe grond slaan. En ek herinner myself elke keer as ek myself voorstel ook as 'n besigheidsvrou dat daai uitgefraseer word omdat God nuwe planne vir ons het. Natuurlik het ek vind altyd iets om my mee besig te hou. Ek is ook 'n skrywer, ek is 'n beoordelaar vir redenaars. So daar's soveel goed waarmee ek my besig hou, maar sedert die begin van die jaar probeer ek op hierdie bediening konsentreer soveel as moontlik. Hoor jy, hier kom het ek jou nie geken toe my kinders redenaars praatjies moes gedoen het nie. Ek was nie goed daarmee op skool nie. En my kinders het ek maar gehelp, want hulle was ook nie, dit was ook nie van hulle sterkpunte gewees nie, want jy weet, myne was ook nie so sterk nie, maar ek het maar probeer. En vandag se dae kan soveel mense dit eintlik doen met ChatGPT, maar tog nie, want daar's soveel, daar's nie gevoel daarin nie, en die skole kom dit agter, die beoordelaars, jy sal weet. Ja, ek het gister 'n toespraak gemodereer en toe ek vir die toespraak kyk, toe kon ek presies sien dit kom van ChatGPT af. So dis 'n goeie ding. Maar 'n mens het maar die fynere afronding nodig om dit volgens die voorskrifte te maak, kort en lank daarvan. Vanuit jou persoonlike ervaring, het jy oor jare besondere sensitiwiteit ontwikkel vir vroue se emosionele seer en verwonding. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel oor wat jy alles in daardie proses raak gesien het en waarmee vroue dikwels worstel? Weet jy, dit is moeilik om dit vir mense te verduidelik, want ek het nog altyd gesê dit is 'n onderskeiding van gees en dit het van 'n baie jong ouderdom af het ek dit net gehad. Ek kan in 'n vertrek instap en ek voel 'n vrou. Ek voel dit
Ek kan vir haar kyk en ek kan 'n swaar las aan haar sien sonder dat sy enige iets met my deel en dan later van tyd dan in 'n gesprek of met 'n draai om dan hoor ek dat daar wel iets is. Dis nie maklik om met mense net uit jou eie uit te gaan en te sê hoor ek sien jy het iets op die hart, wil jy met my daaroor praat nie, want mense doen dit nie. Ja, ek dink Almal dra maar 'n masker en jy hou maar dinge weg vir ander mense en ek moes dit al in my eie lewe ook self doen. Maar die Here het vir my regtig 'n onderskeiding van gees gegee en ek het ek dink ook is empatie. Van 'n jong ouderdom af, toe ons in ons jong 20's was, toe ons kinders nog klein was ons betrokke by die kerk se jeug. En daar het ek onder andere byval by die tienermeisies gehad. Ek moet nou ook sê ek het altyd wille hare en modestyl gehad wat hulle maklik na my toe kon kom. Dit was oop. Hulle het nie gevoel die tannie gaan nou vir ons oordeel nie. En daar het dit net van die een ding na die ander ding gegaan en die Here het vir my in elke ouderdomsfase, toe ek oorgaan na my 30's toe, het hy vir my 'n ander wysheid gegee, kan ek amper sê, om met ouer vrouens 30 en op. En toe ek 40 word toe, het dit weer om 'n swaai gehad. En toe ek 50 word, het dit regtig net absoluut verdiep. En partymal maak dit my skrik. As ek weet of besef wat die Here aan my openbaar. En ek voel nie altyd equipped om dit op daai tydstip, wanneer die Here my in daai persoon se geselskap sit, te hanteer nie, maar hy sê mos hy sal nie vir jou skoene aantrek waarmee jy nie kan loop nie. So partymal is my stemmetjie maar bewerig en ek is maar twyfelagtig, maar die Here gee altyd vir my iets om te gee as ek daar wegloop. Ek hoor wat jy sê. En mense, soos jy sê, mense kan nie altyd net na iemand toe oploop en sê, hoor jy, ek voel dit aan nie, want party mense sal dink jy is either nie lekker nie of party mense sal dit, hoe kan ek sê, verkeerd opvat. Ja. Want party mense se masker is so aspres so, juis omdat hulle nie wil hê mense moet die seer en al die goedjies agter dit sien nie. En dat wanneer 'n mens hulle na hulle uitreik, dan voel hulle nie aangevat nie, maar jy weet, jy voel outomaties asof jy moet terughou of jy jouself moet protect met die seer wat jy mee sit. Ek dink mense is skaam. Veral vrouens. Ons is skaam vir ons storie, want ons kom nou maar uit die tuin van Eden se tyd, alles is onskuld en as jou huwelik nie vlot nie, dan gaan soek jy heel eerste by jouself. As jou kinders probleme het, dan gaan soek jy dit by jouself. En ek dink dit is hoekom vrouens die mure hoog bou en die maskers dra en isoleer en maar verkies om nie daaroor te praat nie, sodat the shame does not get on you. Ek dink dis eintlik so jammer, want as gevolg daarvan krop ons so baie op en ons onderdruk so baie en ek dink meeste van die tyd lê ons geloof daaronder. Ek stem saam met jou en Ita, weet jy, soos wat jy nou noem van die shame wat 'n mens daaroor voel nou, oor die dinge wat nou gebeur in jou lewe ensovoorts. So jy het nou al klaar die shame daarvan en jy wat nou probeer binne, jy weet, met dit te werk gaan en dit uitsort tussen jou en die Here en eintlik sin maak van dit alles. En dan is daar ook nou natuurlik, jy weet, die mensdom en social media. So jy wil nie jouself ontbloot nie, want as mense nie jou pad ken en die skoene wat jy inloop nie, is dit baie makliker om vingers te wys, wat mense maak meer terugklim in hulle dop, want hulle wil hulle self protect met die seer wat hulle het. So, dit is maar 'n ding tussen die persoon en die Here ook, hoe hy hulle daardeur dra, want met alles is daar ook maar stages, jy weet, daar's 'n stage om terug te hou, en dan sal 'n stage om oor te praat, en dan sal 'n stage, soos wat jy weet, om te getuig. So ek dink, in even daai way van healing ook, is daar ook maar, soos ons weet, is daar die stages van healing, en grief, en al daai dinge. Ja, ek dink elke verwonding wat jy in jou lewe mee te doen kry, of dit nou rejection is, of teleurstelling, of wat ook al, het 7 fases, waardeur jy moet gaan, voordat jy en daai situasie om 'n tafel kan sit en mekaar in die oë kyk, want eers wil mense daaroor praat nie, en dan wil jy huil, en dan is jy kwaad, en dan voel jy elendig, en
So ek dink as 'n mens deur dit alles gewerk het, dan kan jy en wat dit ook al is, om mens behoort daarby uit te kom. Maar dit is jammer dat vrouens nie by daai punt uitkom waar hulle en hulle grief of rejection om 'n tafel kan sit en sê, okay, hierdie het nou gebeur. Maar ek moet nou aangaan en ek moet dit vir die Here gee. Want jy weet, ek dink ons vergeet om onsself te vergewe. Nommer 1, dat ons onsself in 'n situasie gekry het waar wat die verwonding is met ons kon gebeur. En ek vat van myself, ek het op 'n plek in my lewe gekom waar ek die Here verkwalik het vir iets wat oor my pad gekom het. En ek het vir die Here gesê, Here, maar U is in beheer van hierdie spesifieke instelling. Maar U moes wag gehou het. En ek was kwaad daaroor. Ek was verwond. Want ek het gevoel die Here het dit wat vir hom belangrik is in die steek gelaat. En hy moes daarna gekyk het. En toe luister ek eendag 'n preek. Die preek se titel was My storie van vergifnis. En die predikant dis eintlik 'n huisvriend van ons wat in die bediening is. En hy het toe gepreek en hy het gesê hy was op 'n sabbatical. En gewoonlik as hy op die sabbatical gaan hy en sy vrou saam en hulle beplan die bediening vir die jaar. En die dag toe sê die Here vir hom, ek en jy het 'n afspraak, jy gaan alleen berg toe. En toe hy op die berg kom toe, praat hy met die Here en die Here praat oor vergifnis en hy sê toe, maar hy het klaar vergewe, hy het daai mense vrygespreek. En die Here sê vir hom, maar jy het 3 mense gehad of 3 persone gehad om vry te spreek. En hy is toe, soos maar daar was 2 mense in die situasie en dit was hy en die ander persoon. En die Here sê vir hom, maar jy het nie my vergewe nie. En ek het in die kar gesit en ek het daai preek geluister. En soos ek hierso sit nou, het ek hoendervleis. Want ek het daai dag besef, die Here praat met my. Ek het nie die Here vergewe nie, ek het hom verkwalik. En hy het nie my vergifnis, hy het nie my vryspraak nodig nie. Maar ek moes vir myself God losmaak van daai lelike ding, sodat ek weer God kon sien as die vrymaker, as die heelmaker, as die giver. En daai dag, ek kan vir jou sê, dit was asof 'n ketting losgebreek het. Ek kon die bitterheid in my hart losmaak. En weet jy, dit klink vergesog, maar dat die uitdrukking in jou gesig na vergifnis verander. Jy lyk anders as jy vergewe. Ja, ek kan dit. En ek sê altyd, mense troetelseer soos 'n klein voeltjie. Ons hou hom in ons handpalm vas, want as ek hom nou laat gaan, het ek niks om te wys vir hierdie seer nie. Het ek niks om te wys vir daai tyd wat dinge nie lekker uitgewerk het, of so nou hou ons hierdie voeltjie vas. Ons hou hom by ons en ons troetel hom. En as ons vergewe, dan moet ons daai voeltjie laat gaan. En ek dink dit is in die mens se natuur om iets as 'n trofee te hou vir I've survived this. En hou jy nou aan daai dingetjie vas. En daai dag tot daai vergifnis laat gaan het. Dit was 'n absolute, dit was nie 'n wow oomblik nie. Ek het nie in tale begin praat of ek het net in die kar hierdie absolute verligting gehad. Van was dit so erg? En alles daarna het verander. Die manier hoe ek na dinge gekyk het, die gevoel in my gemoed, my gesondheid, die uitdrukking in my gesig. Ek het vir 'n lang tyd gesukkel met hare wat uitgeval het. En dit is nou ydel dinge, vrouens en hulle hare. En my hare het opgehou uitval as gevolg van daai oomblik van vergifnis. En ek weet van vergifnis, maar iemand anders moes dit vir my sê. Weet jy, Ita, ek is soos wat jy nou praat, jy weet daai oomblik van wat dit vir jou soos, jy weet daai verligting. Dis snaaks binne die Here op daai oomblikke, soveel suiwerheid bring oor 'n saak, dat soveel vrae wat jy mee geworstel het, of goeters wat jy aan gedink het, of nie, jy weet, geweet het of wat nie, is dit asof dit dan alles in daai oomblik, alles so duidelik is, soos letterlik, soos wat jy sê, dit is nie 'n oomblik van tale praat of daai nie, dit is stilte, en dit is net asof jy in jou binneste soveel antwoorde op goeters het, wat jy soos in, wat? Hoe het ek dit nie gesien nie? Hoe het ek nie al lankal reggemaak met die Here of na die Here toe gegaan ensovoorts? Ja, dit vir my gevoel, daar's 'n Pinksterkoortjie wat sê I've traded my shackles for a glorious song. En daai dag in die kar het dit vir my gevoel of daai shackles so van my afbreek. En ek het nie regtig veel gedoen nie. Ek het net vir die Here gesê ek verstaan en ek vergewe. En ek is okay. Ek is okay met wat gebeur het. En ek verstaan
dat die Here nie regtig 'n rol daarin gehad het nie, want mense het vrye keuse. Maar daai dat ek myself so gebonde gehou het aan onvergewensgesindheid. En daai vrywording, dit is 'n absolute 'n magiese gevoel. Ita, ek wil jou net gou ietsie vra, so net so 'n bietjie af van die topic af. Jy het genoem van die 7 stages van healing of 7 stages van herstel. Is dit baie kortliks wat jy dit kan noem? Hoekom ek so sê is dat miskien is daar iemand wat hier luister wat dalk baie of deur 'n stage gaan wat hulle dalk baie confused is, en as hulle dalk weet op watter stage hulle is, kan dit dalk vir hulle antwoorde bring in rigtings wat ons dalk nie van bewus is nie. Die 7 fases, ek gaan sê van grief of rou, want mens rou maar na seer, na verwonding, na miskraam, is skok, en dan is dit ontkenning, en dan is jy kwaad, en dan probeer jy onderhandel. Partymal onderhandel jy met die persoon wat jou verwond het, of met die Here, of wat ook al die geval mag wees, en dan verval mens in depressie in, want al daai vorige goed het nou nie gewerk nie. En dan toets jy toets die situasie. Hoe kan ek uit dit uitkom? Nadat jy gebaken het, wat kan jy doen? En dan eers aanvaar 'n mens dit. En ek dink ook dit is hoekom mense wat by die AA aansluit het, moes daai Serenity Prayer, om daai aanvaarding van die goed wat jy nie kan verander nie. Want in rou of seer is daar maar altyd goed. Dit het nou gebeur. Ek kan dit nie verander nie. En ek kan of laat dit my verander, of ek kan dit daar aanvaar en van daar af 'n nuwe pad begin stap en daai goed agter my sit. En dit is 'n baie moeilike ding om te doen, maar dis 'n baie goeie plek om te wees. Ja, nee, ek stem saam met jou. Ek wil jou gou vra, daai Psalm 23 vers 3. Wat beteken dit vir jou persoonlik, daai vers? Ek hoop ons het baie tyd vir hierdie ene. Dit beteken vir my so baie. Ek onthou op skool het ons ek was in laerskool. En my herinneringe gaan baie jare terug. Ek kan baie lank terug onthou. En ons het eens maandagoggend het mens daai tyd opening in die saal gehad. En die preek het gehandel oor die Here is my herder, en die hoof het gesê met jou hand in jou, jy weet, met jou hand kyk met jou 5 vingers, en dan moet jy sê, begin by nommer 1, die Here is my herder, en aan jou ringvinger moet jy vashou as jy bang of bevrees is. En dit was net altyd vir my net dit was net 'n psalm. Jy weet, as jy nou nie weet wat om vandag te lees of te bid nie, dan Psalm 23 ons. Toe het ons verhuis uit die stad uit, en dit was vir my 'n verskriklike ding om te doen. Dit was vir my 'n ontworteling. Dit was vir my erg, alhoewel ons die skrif gekry het en die profesie gekry het om te verhuis. En ek het afgestap van die een huis na die ander huis, dis 2 huise. En kyk, die Here ken my hart oor groen gras. Hy ken vir my oor hoe ek oor groenigheid voel en oor water. En ek het afgeloop van die een huis te sulke terrasse, en toe ek terugkyk, toe sê die Here vir my daai gedeelte van hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is. Of by waters waar rus is, lê hy my neer. En dit het by my agtergebly, daai verse. En toe die ding met die bediening begin. Toe is die eerste ding wat sê, hy he restores my soul. En toe ek die vers hoor, toe sê ek soos, maar ek het die water en die gras nodig gehad om my siel heel te maak. Wat hy toe in 2022 gegee het, daai gedeelte, moes ek eers deur my 7 stages of grief gaan, om te kon hoor toe hy vir my sê, dat hy maak my weer heel. En dit was vir my net so wow oomblik, want toe ek het by mekaar sit, toe ek soos, dit weet is soos as jy 'n muurprop in die muur indruk, en daar's krag, en dit werk. So vir my is dit 'n magiese vers, 'n magiese psalm, want alles wat ons in die lewe is en wil wees en word,
as jy daai Psalm ontleed, dan is dit alles. Dis absoluut alles wat die Here vir ons doen, wat hy berei 'n tafel voor jou aangesig teenoor in die middel van jou vyande. En hy laat jou rus en hy maak jou heel. Dis alles wat hy het die Bybel opgesom in daai paar verse. Ek hoor wat jy sê, ja. Dit is soos jy hoef die Bybel nie te lees nie, jy hoef net daai chapter te lees en dan is jy die Bybel opgesom al Dis klaar. alles. As jy verstaan wat ek Dis al die beloftes wat hy vir ons inhou, is in daai versie. En vandag verstaan ek hoekom toe ek in die laerskool was, daai hoof vir ons daai boodskap probeer oordra het, want jy het net nodig om te weet die Here is jou herder. En dis dit. Exactly. Ja, dis al wat saak maak, want die res gaan val in anyway saam met dit in. Absoluut. Ita, jy was in 'n seisoen van afsondering op die plaas en daar het by jou 'n nuwe vraag begin groei oor hoe bediening vanuit isolasie lyk. Kan jy vir ons vertel hoe daardie 3 jaar reis van soeke, wagtyd en vertroue jou perspektief op bediening gevorm het? Sjoe, weet jy toe ons hier aanland, toe ons in die stad was, ek het 'n verskriklike groot netwerk vrouens nog altyd. Ek gaan nie noodwendig sê dit is vriendinne nie, maar dit is 'n definitiewe netwerk en is vrouens wat saam staan en hande vat en as die een iets reël dan val ons by mekaar in en ons almal praat dieselfde taal sonder dat een van ons nodig gehad het om vir mekaar te sê ons is kinders van die Here. En 'n mens bereik een vrou deur 'n ander vrou. Een vrou bring 'n vriendin saam. Jy hou 'n sip en pint en 'n vrou bring 'n vriendin saam en jy sê iets en sy vind aanklank. Daai tipe van ding. En toe ons nou hier land, nou net so 'n bietjie van 'n prentjie. Ons is in die middel van 2 dorpe. Dis 80 kilos na die een dorp toe en dis 80 kilos na die ander dorp toe. En dit is glad nie naby waar ek voorheen gebly het nie. So ek ken nie mense hier nie. Ek ken nie vrouens hier nie. Die manier van bediening in hierdie omgewing is baie anderster as gevolg van kerkdenominasie. En hier land ek op 'n plaas. Ek sien nie mense nie. Ek sien ongelooflike mooi landskap, groen gras, water, pragtige diere, mooi voëls, maar hier is nie, ek kan nie doen hier wat ek moeiteloos in die stad gedoen het nie, want ek het nou nooit 'n kerkgebou opgerig en gesê ek hou kerk nie. Manier van doen, en soos ek sê, met 'n sip and pint of 'n vertoning van 'n kunstenaar, het 'n mens net soveel mense na jou toe aangetrek, en hier sit ek. Ek is nie naby my kerk nie, ek het nie 'n vroue bediening om my, waar ek, weet die vrouens is binne bereik, hier is dit nie. Ek het toe aangesluit by die VLI, heeltemal teen my karakter, en ek het net vir die Here gesê, ek moet met vrouens in kontak kom, want die Here het vir my werk, en ek kan nie hierdie werk doen as ek hier op 'n plaas sit nie. Maar jy weet, jy kan nie die Here forceer nie, en jy kan nie 'n vrug ryp druk nie. En ek het toe nou by die VLI aangesluit, baie lekker kuier, maar daar's nooit 'n geleentheid om te, wat is dit, te minister, nie? So ek gaan nog steeds VLI toe, ek beland in 'n kort tydjie op die bestuur, en maar daar's nie geleentheid vir bediening nie. En ek sê vir die Here, maar weet ek wil vir hom werk. Ek dink Piet Smit het 'n liedjie wat sê, moet ek gaan met leë hande om my Heer te ontmoet, en ek wil nie dit doen nie, want ek weet dat hy vir my werk gegee het, en ek weet wat my bediening is, en ek weet dat vrouens my bediening is. En toe het ek op TikTok beland. Baie onseker, want dis baie rou en eerlik om jouself op 'n video te sien. Ek is nie meer jonk nie, daar's influencers daar buite, hulle is jonk en ongeplooi, en elke haartjie is op sy plek. En ek het moed gevat, en ek het kort videoetjies begin maak, en toe het ek in die middag 4:30 as ek kos maak, begin live. En in die gesprek het dit altyd by die Here uitgekom. En so het ek toe nou weer 'n netwerk begin opbou, en ja, die een ding het maar net gelei tot die volgende ding, en dan bou jy nou maar vir jou weer 'n nuwe netwerk, 'n virtuele netwerk, want hier is nou nie fisiese kontak nie. En in die begin van die jaar het 'n jong vrou uit die omgewing waar ek van afgetrek het, vir my gevra of wil ek nie, hulle gaan 'n
75 hard aanpak. Nou dit is, jy gaan sonder social media en jy gaan sonder sjokolade en jy moet meer Bybelstudie hou en jy moet fisies lees, dit mag nie 'n aanlyn boek wees nie en dit mag nie fiksie wees nie. Goed wat vir jou struikelblok is, wat jy vir 75 dae moet uitsny. Kyk, ek het eendag 'n boek op die groepie gesit en gesê, I have failed greatly. Maar ek het elke môre, en wat nou gebeur is, as jy val, dan begin jy van voor af. Maar ons groepie het nou nie so gewerk nie, ons het die 75 dae uitgesien, jy doen oefeninge en ek het regtig met soveel as moontlik van die goed probeer volhou. Ek kon nie altyd met die oefening byhou nie, want dit is nou maar ons omgewing en dan jy siek skaap en dan so, jy word bepaal deur, jou dag word bepaal deur wat om jou aangaan. En ek het toe eendag vir die vrouens, ek was ook die oudste op die groep, hulle almal is nog in hulle laat 30s, vroeg 40s, en dan nou die tannie op die groep. En ek het toe vir hulle gesê, I have failed greatly, maar partymal is jou grootste sukses om vir jouself te sê, dis okay. Dis okay as ek nie vandag al die oefeninge kon doen en die hoofstuk uit die Bybel lees en 'n hoofstuk uit 'n boek uitlees en gesond eet en 2 liter water drink. Dit is okay. Dit is okay as jy foute maak. Dit is okay om te gly, want die Here gaan altyd daar wees om jou op te tel. Hy gaan jou nie begewe nie en hy gaan jou nie verlaat nie. So daai was vir my amper, dit was vir my geesgoed, want dit het in die seisoen wat oploop, het dit my gewaarwordinge meer sensitief ingestel. So toe het goed gebeur, en ek moet vir jou sê, ek het verlang vir die Here gesê, ek hoor nie sy stem nie, want ek is so consumed met die goed in my kop, dat ek het op 'n stadium gesê, dit voel of ek 'n monoloog voer. Ek praat, en die Here skud net sy kop. En in die 75 dae, ek dink dit het so begin Maart klaargemaak, het ek skielik weer die stem van die Here gehoor. Ek het gehoor as hy van gesê het, goed, nou loop jy 7 keer om jou huis. Loop 7 keer om jou huis. En jy weet, mens bagen mos maar, dan sê ek, Here, my is bouers, hulle kyk vir my, dan sê hy, dis okay, loop. En in daai tyd van die 75 hard, was dit asof die wêreld gedowntown het, en die volumeknoppie van die Here harder gedraai het. En dis wat ek nodig gehad het, om, ek weet nie, dit was net soos 'n, wat is dit, 'n kickstart. En dit wat daar uitgesprei het, was vir my ongelooflik. Ek voel party daar asof ek 'n nuwe bekeerling is, want ek is opgewonde oor alles. Wel, dis 'n goeie ding. Ek dink ek moet ook hy 75, dis mos 75, né? 75 hard, ja. 75, wat nie meer? 75 hard, ja. Ek sal jou add op 'n groepie, daar's 'n paar vrouens wat my gevra het, of wat met wie ek nou al gepraat het daaroor, wat gevra het, kan ons dit nie weer doen nie, so ek sal 'n groepie maak. Ja, ek weet net nie by hoeveel goed ek bygenhou nie, maar is nie omdat ek nie, dit is net my dae is baie te mekaar. Soos jy nou ook verduidelik het, partykeer laat seker dit daar jou nie toe om seker goeders te doen. Jy kan nie, en weet jy wat, mense is ook nie altyd emosioneel reg vir dit nie. Vandag staan jy op en dit is dit is net nie 'n lekker dag nie. Ek het net vir myself gesê, ek gaan nie hierdie doen sodat ek nog 'n las en 'n verwyte en 'n iets op my skouer kan laai wat ek vir myself kan sê, ou but you failed nie. Ek gaan dit doen en ek gaan okay wees met die dae wat ek fail. En dit was vir my wonderlik. Weet jy wat, ek moet ietsie daar noem. Ek is iemand wat nie heavy glo aan failure nie, want deur alles wat jy aanpak en dit nie gebeur nie, of dit nie vlam vat, of mens leer ietsie van jouself uit elke ietsie wat gebeur. So, as jy nou, soos wat jy nou sê, as jy by 1 of 2 dinge nie uitgekom het nie, dit is iets wat jy van jouself internally discover het, van waar jy moet aan werk met jouself, van, okay, ek het nie by hierdie gehou nie, maar soos wat jy nou sê, jy gaan nie nog iets by jou, op jou skouers gelas het, vir ietsie wat onnodig is, jy weet, as 'n las, wat erger is nie. So vir my is failure, as jy opgee om iets te doen, verstaan, maar as jy môre weer probeer iets doen, en nie opgee op wat jy geset was om te doen, van dag 1 af nie.
jy het nog steeds dit klaar gemaak, al het jy 1 of 2 goedjies nie gedoen tot wat, ek meen, ek kom nie by al die goedjies uit elke dag wat ek op my notalys het nie, maar dit beteken nie ek is nou 'n failure vandag nie. Presies. My dag het net nie dit toegelaat nie, of soos jy sê, met die emosies ook, dit beteken nie jy het gefail nie, maar nou maak dit my sterker môre, want nou is ek soos ek het nie by gister so 2 uitgekom nie, maar dit maak my nie 'n failure nie. Vandag push ek net 'n bietjie meer, of ek maak hier change of daai change. So ek dink mense is ook te geneig om daai failure woord te veel rond te gooi vir ander mense ook, in die sin van ek het nou al 'n paar keer gehoor so oor die jare wat mense so verwys na iemand, daai persoon is 'n failure want hulle het nie dit en dit gedoen nie. In die meantime, weet hulle nie in die back of the range daai ou al 20, 30 keer probeer nie. Dis nie 'n failure nie. Hy 20, 30 keer, kyk net soos die ou van, ek weet ek is off topic. Kyk nou soos KFC is 'n ou. Ek meen, hy het aangehou en aangehou. Hy het nie een keer vir al die neus en goeters, het hy nie een keer gefail wat iemand hom weggewys het nie. Of soos die ou wat die lig gemaak het. Dit is nie failure nie. Elke keer het hy net iets nuuts jy weet, elke keer net gevorder. Ek dink as 'n mens failure kan herbewoord as 'n ontdekkingsreis. Want in die goed wat jy nie, kyk, party mense hou van oefen en ander mense, dit is net nie vir hulle nie. En as die wêreld so was dat almal elke dag moes oefen, dan was die gyms vol en die kerke leeg. So buiten die feit dat jy nie daarby uitkom nie. Ons almal is nie gemaak vir dieselfde goed nie. Ons almal kan nie ekskuus. Ons kan nie almal dokters wees nie, ons kan nie almal prokureurs wees nie. So party goed, ons predikant, toe ek nou net jong tot bekering gekom het altyd gesê, alles in die lewe is soos om vis te eet. Party stukke eet jy en ander nie. Party mense eet die kop, ander eet nie die kop nie. Dis jou keuse. En dieselfde met die evangelie. As iets nie vir jou is nie, moenie daaroor kibbel nie. It's just not for me. Beweeg aan, vat die goed wat vir jou is, maar moenie die hele evangelie weggooi nie. En so is enigiets in die lewe. Ek gaan nooit 'n spierpaleis word nie. Ek gaan dit nooit word nie. Want dit is vir my lekkerder om iets anders te doen as om te oefen. Almal hou nie van dieselfde dinge nie. Dis nou net soos wat jy verduidelik het. Ja, nee, dit is maar hoe dit werk. All sorts make the world go round. En dit is op die einde van die dag die kruks daarvan. So as jy iets aanpak en jy maak dit nie klaar nie, dis dalk 'n baie goeie ding om met jouself eerlik te wees en te sê, okay, ek het nou hierdie probeer, maar eintlik is dit nie vir my nie. Maar ek kan 'n boek in 'n week lees, maar ek kan nie 'n halfuur oefen op 'n dag nie. Dan lees die boek. Dis jou sterkpunt. Dis wat jou laat blom. Eerder as om goed wat jy as 'n failure kyk, en sosiale media het baie te doen met die feit dat mense maklik as failures uitgekry word en ook op hulle self swaar is, want 'n ander persoon kan dit doen. Maar dis dalk net nie jou storie nie. Is dalk net nie jou storie nie. Ja. Sê gou vir my, as jy net terugkyk na daardie 3 jaar seisoen van die stilte en die afsondering, wat was vir jou die moeilikste deel van daardie wagtyd met God? Ek het gevoel ek het so baie om te bring en dit stagneer hier, want dit nou vir my gevoel ek het nie kontak met ander vrouens nie, en bediening is maar soos 'n spier, jy moet hom oefen en jy moet in die momentum bly. En hier sit ek het niemand, ek het al hierdie wat ek wil vir die Here doen, maar dit voel vir my asof was dit Paulus wat in die tronk was, het vir my gevoel, of ek hier afgesonder sit, en die tyd gaan verby, en jy weet, mense word ouer, en hoe ouer jy word, hoe meer is jy bewus van die tyd, of van die feit, dat jy ouer word. En society sê vir 'n mens, maar mense wil nie met ouer mense deel nie. Niemand wil vrouens wil nie deur 'n ouer vrou beraad word nie. Hulle wil 'n jong vrou hê wat hierdie goed vir haar kom sê. En toe sê die Here vir my, maar hoe sal jy hierdie ervaring in 'n jong vrou se lyf kry? En toe besef ek, okay, ek moet die tyd uitwag, en toe kom die beestille nou, en ek het op my TikTok profiel het ek 'n video daaroor gemaak. Wat ek gesê het, ek is jammer, ek is stil, maar ek het niks om vir julle te bring nie, en eerder as om te brabbel 10 minute of 2 minute of 3 minute, gaan ek net niks sê nie. Ek gaan net niks sê nie, ek gaan niks hier op die profiel sit nie. Wanneer die Here dit aan my openbaar, dan sal ek weer goed post. En die
vrouens in die netwerk het my gevra, wanneer post jy weer iets, maar ja, ek wou net nie, ek wou nie ongehoorsaam wees nie, en ek wou nie dit wat die Here, daai tafel wat hy vir my berei, wou ek nie spoil nie. So ek het toe maar net niks gedoen nie, en dit aanvaar. Ek sê partymal, moet 'n mens, weet as 'n kat en 'n muis mekaar speel, eventually speel die kat die muis moeg, en dan beweeg die kat in. Ja. Nou, dit het vir my so gevoel, Ja. dit was asof ek bly spartel het teen die wil van die Here, en die Here eintlik net sy hand so op my gesit en gesê, okay, spartel nou klaar, want ek het 'n plan. En toe ek let go, let go and let God, toe begin dinge in plek val. En ek gaan met jou eerlik wees, dis nie 'n wêreldwye bediening nie, dit is 'n klein mosterdsaadjie. En ek het nog altyd gesê, quality over quantity. Ek sal eerder wanneer ek iets plaas of iets daar buite sit, dat daar 10 mense is wat byval vind of comment of interaksie gee, wat kwaliteit interaksie het, wat iets daaruit gaan vat en gaan aanbeweeg of gaan towards healing beweeg, as wat daar 35 of 1000 mense is, maar dis leeg. So, ek sê altyd, it's quality over quantity, en die Here gaan vir my die mense stuur, wat nodig het om te hoor wat ek sê, want dis nie ek wat praat nie, ek is 'n instrument. Ek het met hierdie hele bediening ding gesê, ek is net 'n instrument, ek beweeg in gehoorsaamheid, en as dit iets is wat die Here nie vir my sê nie, dan ek doen dit net nie. En ja, ek wil nie iets najaag nie, ek wil nie iets uit myself doen nie, ek dink ek het 'n groot gedeelte van my lewe baie dinge goed gedoen, maar ook baie dinge uit myself gedoen, en dan is die vrug nie wat 'n mens wil hê nie, en dan is jy teleurgesteld, want dan voel jy die Here het jou geval, maar hy het nie, dit was jou vruggie, jy het hom ryp gedruk. Ja, maar as dit ook nie was dat jy hom, laat ek so sê, as dit nie was dat jy hom ryp gedruk het nie, sou jy nie die helfte van daai lesse daaruit gekry het nie. Dit is nie gelukkige, hoe kan ek sê, outcomes altyd nie, maar ek meen, dit is waaruit 'n mens ook so baie leer, juist daai gevalle wat jy dit in jou eie hande neem. Ja, ek herinner my, as so iets gebeur, dan sê ek altyd daai gedeelte in Levitikus, en daar's ook 'n lied daarvan, musiek is vir my groot, ek hoor verse en liedjies, en die vers, dit kom daarop neer, he takes what the enemy meant for evil, and he turns it for good, en soos wat dit in jou lewensreis op jou pad gekom het, was dit beslis nie goed nie, maar vandag het jy die nodige toerusting, om te kan evangeliseer, en om te kan minister, en om te kan deel met mense, om te kan verstaan, want dit is baie moeilik om met mense te kan deel, as jy nie hulle seer verstaan nie. Exactly. Daar's 'n verskil tussen simpatie en empatie, en om te kan empatiseer, moet jy al daai pad kon gestap het. En ek was baie jonk toe ek 'n miskraam, en ek kon nie verstaan, hoekom sal die Here hierdie aan my doen nie, want toe's ons op die kruin van ons bekering, en ons is heeltyd by die kerk, en ons is by die bidtuur, en ons is amper die kerk, en toe kry ek 'n miskraam, en ek kon dit nie verstaan nie, dit was vir my die verkeerdste ding, op die verkeerdste tyd in my lewe, want dit het vir my gevoel soos daai skaakspel, as die koningin, die koning skaakmat, ek het daar gevoel, want ek het gevoel, dit is so onnodig, en vandag verstaan ek hoekom, want dit is iets wat vrouens mee deel, en dis 'n seer waarmee baie meer vrouens deel, as wat 'n mens eintlik dink, of wat jy weet. En ek weet, ek kan vir sulke vrouens sê, ek is jammer, en dit was 'n baba, want die mensdom wil ook vir jou sê, maar dit was nou nog nie eintlik 'n baba nie, en dis jy is ma, wat daai verlies deel, daar's baie goed wat die Here my gespaar het, wat ek nie mee kan relate nie, ekskuus vir my Engels, maar daar's baie goed wat hy vir my, wat hy net vir my, daai ietsie in my sit, om te kan sê, weet jy wat, ek verstaan, ek weet, ek voel jou, ek hoor jou hart, voel jou pyn, en party mense het net nodig, om dat iemand sê, weet jy wat, jy is nie van jou kop af nie, jy is nie in depressie nie, dit is net iets wat deur jy gaan, en dit is iets waarmee, dit is jou reg om met dit te deel, jy mag met dit deel,
Dis nie iemand anders se vraggie wat hulle moet dra nie, dis joune. En jy mag met hom deel. Maar dis goed om te deel, die beginpunt op te tel en die paadjie te loop met dit en dit iewers by die Here neer te sit, sodat jy volwaardig mens kan word. Want jy wat daai pakkie dra, kan môre weer iemand anderster deur hulle reis neem. Ita, jy het met my gedeel oor daardie oujaarsaand in 2025. Ja. Ek weet Engels en Afrikaans. Daardie diens en gebedsmoment wat vir jou baie persoonlike keerpunt geword het. Kan jy vir ons luisteraars vertel wat daar gebeur het en hoe dit jou bediening op 'n diep manier bevestig en vorentoe gestuur het? Oujaarsaand in 2025 het ons 'n gemeentebesoek in die Kaap. Ons was met vakansie gewees. En dit was asof die Here vir my uitdruklik gesê het ons moet daai gemeente besoek. En ons het die gemeente besoek. Dis 'n multikulturele gemeente en dit was 'n middernagdiens. Middernagdiens het vir my 'n magiesheid. Dit is asof die Here daai aand hier by 12:00 met jou praat, 11:00 met jou praat, want dis die nuwe jaar lê voor. En ons het die diens bygewoon en die predikant het gepreek en na die diens toe het hulle vir elke persoon wat in die diens was en die kerk was vol 'n botteltjie salfolie gegee. En ons het by die deur ons salfolie gekry en die Sondag daarna, ek kan nou nie onthou watter dag was oujaarsaand nie. Die Sondag daarna toe besoek ons weer die kerk. Die Here het weer gesê, gaan na daai kerk toe. En toe ons hulle die diens gehou en hulle moes gevra het of jy wil uitkniel of jy wil vorentoe kom, ek weet nie eens wat nie. En toe ek myself kry, toe staan ek voor in daai wildvreemde kerk. En die predikant loop tot by my. Ons ken die predikant, maar ek het nie vooraf met hom gepraat of met hom gedeel oor oujaarsaand nie. Ons was nie in kontak met mekaar nie. En ek het voor in die kerk gestaan en hy het my hande gesalf. Die salf was so warm. En hy het vir my gebid en hy het vir my gesê, gaan uit met jou bediening. Jy sal alles hê wat jy nodig het. En dit was vir my so, wow, want hy het ook nie geweet waarmee ek met die Here deel nie, want hier kom ek nou in die nuwe jaar in en mense het nou al hierdie planne, menslike planne in jou kop, hoe jy nou hierdie gaan streamline. En hy salf my hande en hy vat my kop in sy hande en in my oor bid hy en hy sê, die Here sê, jy sal alles hê wat jy nodig het. En ek loop daar weg die oggend en ek weet nie of ander mense met dit kan resoneer nie, maar as ek met 'n ontmoeting met die Here gehad het, dan voel ek wil nie nou met mense praat nie, ek wil nie winkel toe gaan nie, ek wil nou huis toe gaan. En ons het toe na huis toe gekom en my huiswerker het vir my eendag kom vertel, sy kry so verskriklik nagmerries. En ek vat toe die botteltjie salfolie. Ons het nou 2 gekry en ons is nou man en vrou, so ons kan 1 botteltjie gebruik en ek vat die botteltjie salfolie en ek sê vir haar, sy met haar kamer gaan salf en as sy klaar is met self salf. Maar ek doen dit nie, ek gaan nie dit vir haar doen nie. Ek sê vir haar sy moet dit doen, wat ek toe agterna gedink het, miskien moes ek die pas aangegee het. En sy kom vertel vir my dat die volgende oggend sy het dit gedoen en sy het vasgeslaap. En toe besef ek maar hier is nou iets. En ek bel die gemeente, die predikant se vrou van die gemeente en ek sê vir haar, jy sal nie glo nie. Ek het die salf vir my huiswerker gegee en sy het haar kamer gaan salf en sy het vasgeslaap. Ek wil nou net dit noem. Hier was op die werf mense wat voorheen die kwartiere gebruik het wat betrokke was met toordery en voorvadergeeste en sulke goed. Nie dat ek in dit glo of wat ook al nie, maar dit het toe sy vir my vertel van die moeilike nagte, toe is dit die eerste ding wat ek toe dink. Kom ons sny dit af. En ek bel toe die predikantsvrou en ek vertel vir haar en sy sê vir my, weet jy wat? Die Here het so met my gepraat oor jou bediening daar op die plaas en waar jy afgesonder is. Ek gaan vir jou 50 botteltjies salfolie stuur. En sy sê toe sy wil ook nou nie geld hê vir dit nie. Ek moet dit net waar ek bedien as ek dit op my hart gelei voel dat iemand dit moet kry.
dan moet ek dit vir hulle gee. En soos wat die borreltjies het toe nou baie vinnig by my aangekom, en ek het, as ek met iemand deel en die Here lê op my hart, dan het ek vir hulle borreltjie salfolie gegee. En al wat ek die hele tyd gevra het is, laat weet my net as die Here vir jou iets doen. En natuurlik, die krag lê nie in die olie, fisies nie, daar is nie krag, dis omdat jy glo. En die getuienisse wat uitgekom het, tot mense het werk gekry, mense het pyn ontslaag geraak, goed, het net, daar was 'n shift. En toe sê die Here vir my, maar daar het jy nou jou bediening. Jy het nie 100 vrouens nodig nie, jy het nodig om net die wat jy wel sien, die 1 of 2 of 3, wat jy sien, om olie uit te deel en te vra, laat dit terugkom, want jy weet wat gebeur, 1 vrou gee vir 'n ander vrou, 1 vrou kry 'n wonderwerk of 'n openbaring en sy vat dit wat oor is in haar botteltjie en sy sê, weet jy, doen hierdie. En so groei dit net. En ja, my hart is vol, ek is opgewonde, want my hoop is dat 'n mens hierdie verwonde vrouens weer kan heel maak, want kyk, 'n vrou is 'n magtige ding, sy omskep alles in lewe, as jy vir haar groente gee, dan maak sy vir jou 'n maaltyd, en as jy vir haar 'n saadjie gee, dan bring sy vir jou 'n baba, en as jy vir haar 'n baba gee, dan bring sy vir jou 'n volwassene wat toegerus is om soveel in die lewe te vermag. Maar ons is so gebroke, en dis daar waar my hart se wens lê, en dit wat die Here vir my gee, dat ek dit kan uitdra en vir vrouens sê, but you all worth it. Jy is ook werd om lewe te gee, heel te maak, op te rig, op te wek. En ja, ek het 'n opgewondenheid in my hart, want ek weet, as vrouens heel word, as 'n vrou vir haar man bid, as jy vir jou kinders bid, as jy, ja, 'n vrou het soveel krag en mag in ons hande, in die naam van die Here. Ons moet dit net glo, en ek dink ons is in die jare so afgebreek, dat ons het vergeet wat ons kan doen. So dit is nou waar die geboorte van Eve Restored gebeur het. Dit is nou na jou huiswerker dit begin gebruik het, is dit nou waar dit begin het? Dis nou maar basies waar dit begin het, en toe ek nou die terugvoer kry van die olie wat aan my geskenk was, toe sê die Here vir my, maar daar's dit. Jy hoef nie op 'n preekstoel fisies te gaan staan en 'n horde vrouens toe te spreek nie, en jy hoef nie deel van 'n gemeente te wees waar jy 'n posisie in die kerk het om te minister nie. Jy kan dit doen onder die plaaswerkers se vrouens, jy kan dit doen as jy VLI toe gaan, jy kan dit doen as jy jou naels gaan doen, jy kan dit doen in die haarkapper, jy kan dit absoluut enige plek doen. Wat die Here eintlik gedoen het is, hy het vir my 'n stukkie toerusting gegee, 'n wessel, om oor te praat, en om my bediening te kan uitleef. Want nou het ek hierdie botteltjie salf vir my mosterdsaadjie het ek in my hand, en ek kan vir 'n ander vrou sê, weet jy wat, vat hierdie in geloof, en gaan salf wat ook al jy moet salf, sodat jou saad ook kan opkom en jou vrug kan dra. En dit was vir my eintlik so profound, want die botteltjies wat ek gekry het is, ek dink dit is 5 ml, dit is so bitter klein, maar weet jy wat, dit pas oral in, pas in jou broeksak in, pas in jou handsak in, pas in jou, as jy 'n klein beursietjie aan jou sleetelhouer het. En hoe prakties die Here is, om met die klein botteltjie, en toe hy vir my die speks op die botteltjies gegee het, want ek gaan nou my eie oliebottel, was dit dieselfde, klein botteltjie. Jy moet nie jou dood dra aan dit nie, en jy moet ook nie voel, ek het nou so klomp olie, ek wil dit nou nie uitgee nie. Weet, klein bietjie, dis okay om dit te laat gaan. Ek dink ook ons vrouens dink alles wat ons laat gaan is 'n verlies. Jy weet, as jy iets gee, ek gee nou my bietjie olie, nou het ek nie olie nie. En as dit min is, dan pla dit nie. Dan lê dit nie swaar op jou hart dat jy nou hierdie massa moet uitgee nie. Klein botteltjie, en hy doen klein botteltjies groot gif. Ja, hoor jy so, hoe sal jy die hart en die fokus van jou bediening beskryf? Gegrond in God. Dit is nie menslik nie. Dit is 'n absolute gehoorsaamheid in God. Ek het hierdie jaar, toe die jaar begin,
ek luister altyd preke, oral waarheen ek ry, dan sit ek die radio aan en wat ook al se preek op YouTube opkom. En 'n sekere kerk waarna ek altyd luister, het elke jaar 'n woord van die jaar. Nou, my woord van die jaar is nou nie dieselfde as hulle nie, maar hierdie jaar is my woord van die jaar gehoorsaamheid. So, partymal dan dink ek, jy weet, mense sit in jou hart, dan dink jy, oei, hierdie is nou belaglik. En ek het altyd gesê, die Here sal nie van jou gek maak nie. Maar die Here verwag partymal goed van my, in my gehoorsaamheid, wat ek dink dit is dalk nou belaglik, maar ek gaan dit doen, want dis wat ek gesê het, hierdie jaar gaan ek doen, sodat my bediening kan groei, en sodat God in my groter kan word. En om jou nou 'n idee te gee, ek ry eergister, ry ek nou 80 kilos om my naels te gaan doen, dan koop jy nou sommer kruideniersware en jy doen alles anders wat jy moet doen. En ek luister 'n preek en so 20 kilos van die dorp af. Toe sê die Here vir my, sit die preek af. Nou sê ek soos, maar hoe sal die Here nou vir my hierdie sê? Ek sit toe die preek af. En die Here praat met my en hy sê vir my, jy gaan vandag vir jou naaltegnikus bid. En jy gaan haar besigheid salf en jy gaan haar hande salf. Redeneer ek met die Here, want ek weet nie wat is die vrou se siening oor hierdie goed nie. Ek weet nie of sy 'n Christen is nie. En net voordat ek ry, lê hier 'n botteltjie salfolie op my bedkassie, van die botteltjies. Ek gooi dit in en die gesprek lei in daai rigting. Nie ek lei dit nie, sy lei dit. Sy sê vir my, haar seun is 10 jaar oud en hy het 'n droom gehad en hy het vir haar kom sê hy het Jesus gesien. En ek vra vir haar, was hy bang? Sy sê nee, hy was nie bang nie. Ek sê vir haar, dan was dit 'n visioen van die Here, en sy het hom gevra, hoe weet hy dis Jesus? Want sy sê toe hy het op die water geloop. En hy het vir haar kom vertel, Jesus het vir hom gesê, hy moet sy pa gaan help, want sy pa verdrink. En ek sê vir haar, ek weet nie, ek kan nie vir jou met sekerheid sê dis wat dit beteken nie. Ons het voor dit het ons gepraat oor die werksplek en hoe lelik dinge is en hoe, daar's korrupsie en ons weet wat in werksplekke aangaan. En ek sê vir haar, weet jy, dalk sink jou man. En hy het iemand nodig om hom op te help, maar die hele gesin is nie aan die voete van die Here nie. En ek meen, 'n kind, 'n ouer-kind verhouding, gaan 'n ouer vir 'n kind luister wat hom kom vermaan, hy gaan heel moontlik nie. Ek sê vir haar, en dit was 'n waarskuwing van die Here, maar dit was 'n hulpkreet van jou man. En ek sê toe vir haar, wat het gebeur? Die Here het vir my gesê ek moet vir haar bid, en ek sê vir haar, as jy nie wil nie, ek gaan dit nie op jou afforceer nie, maar dis wat die Here vir my gesê het, woord vir woord, jy gaan vandag vir jou naaltegnikus bid. En sy het toe vir my gesê, sy is oop vir dit. Ek het, toe ons klaar is, die geleentheid gebruik om haar te salf, haar hande te salf, want die Here het vir my uit en uit gesê, ek moet haar hande salf. Sy het onder andere in die gesprek in die salon vir my gesê, haar besigheid te stop. En haar hande doen die werk, en ek het haar hande gesalf, soos wat die Here vir my gesê het. Ek het haar deur gesalf, want daar kom baie mense in en uit in 'n salon, en mense weet ook nie wat kom in saam met mense nie. En ek het haar plek vir haar gesalf, en ek het haar gesalf, ek het haar gedagte gesalf, en die Here het vir my gesê, ek moet die botteltjie salf vir olie vir haar gee, en vir haar sê sy moet haar man gaan salf. En sy het toe vir my gesê, sy weet nie mooi hoe werk salf nie, en ek sê vir man, in my verlede, wanneer dit met my die moeilikste gegaan het, het ek salfolie aan my hande gesit. En alles wat ek gevoel het, as ons byvoorbeeld 'n probleem in die besigheid gehad het, het ek aan almal se tafels geraak met die salfolie, en aan die rekenaar se muis, en aan die fotostaatmasjien. Die goed wat vir ons besigheid laat buite toe kry, het ek gesalf, en vir die Here gesê, ek spreek lewe oor dit, en sy seëninge oor dit gevra, en bind wat nie van hom af is nie, want hy sê, dit wat op aarde gebind is, sal in die hemele ook gebind wees. En ek sê toe vir haar, dis wat ek jou kan gee vandag. Ek is weg, ek het die salfolie gelos, my saadjie gelos, en nou moet die Here die naprediker wees. En dis wat ons kan doen, en dis wat hierdie bediening vir my is. Dis vir my die saadjie, dis die hart, en dis nie myne nie. Ek is net die wessel, soos wat die salfolie die wessel is ek die wessel. Ek dra net die boodskap oor. It's not mine. Ja, daar's eintlik soveel mense wat actually nie glo in die olie nie. Ek het al 'n paar keer met mense gepraat
dan dink ek by myself, dat hulle net weet hoeveel krag is daar in die olie. Ons weet dit is net die olie, maar dis God wat daardeur werk. Jy weet, ons weet dit. Maar dan is daar mense wat sê, ag, wat gaan die olie nou doen? Jy weet hoe is mos party mense. Jy het al redelik met ook 'n hele paar sulke mense ook al gesels. Dan dink 'n mens, okay, wel, as jy nie eers tot die last result wil gaan om te probeer om jou lewe te verander nie, waarmee kan 'n mens jou dan nou nog help, behalwe nou net bid? So partykeer moet 'n mens maar uitreik ook, of uit jou eie uitbeweeg, om die resultate te kry waarvoor jy bid vir die Here. Ja, en om Jy weet, mense jy kan nie net wil, ja, kyk, die Here kan sorry? vir jou die pad wys. Hy kan vir jou die rigting wys, maar hy gaan nie vir jou die pad loop nie. Daai is jou eie vrye keuse. Wat ek nou wou gesê het oor die salfolie is dit is 'n manifestasie. Ek sê altyd vir mense, jy het nou al op alles 'n kans gevat. Vat 'n kans op die Here. Want jy weet, mense gaan baarsfeers toe en hulle gaan speel die lotto en al daai goede, en daai is jou persoonlike saak met die Here. Maar jy het nou al daai goed probeer. Vat 'n kans op die Here. Dis iets wat ek nogal vir mense, ek daag hulle amper half uit. Ek sê, you've tried everything. Now try the Lord. Want die woord van die Here sê, ons ontvang nie omdat ons nie vra nie. En vir my is om die salfolie te vat en te salf is vra. Dis vra, want ek sê, Here, seën hierdie persoon. Reik uit na hom. Wys vir hom wat u werke is. Vat net die kans. Dis wat ek vir elke mens met enige, of dit salfolie is wat jy by my kry of waar ook al, vat daai kans. Want dit is daai kans. As ek nou sê waar ons vandaan kom, was 'n kans vat in die Here. Ons het in 1995 het ek en my man, ons was nog nie getroud nie, ons het besluit ons begin die nuwe jaar. Ek maak nie nuwejaarsvoorneme nie en hy ook nie. Maar ons het in ons binneste vir onsself, hoe werk die Here nie al toe nie, gesê, ons gaan hierdie jaar meer kerk toe gaan. En toe ons dit vir mekaar sê, ons wil graag kyk of ons, jy weet, jy's nog in 'n verhouding en jy's so bang jy offend die ander persoon. En toe is dit ons albei se wens, maar die Here het daai saad klaar geplant. En ons was in die Maart 95 in die kerk en hulle het 'n liedjie oor gesing. En my man het in die kerk gestaan en die liedjies was, die Here het gesê ons moet hier wag tot hy kom. En hy het toe vir die Here gesê, okay, ons wag nou. Jy weet, ons wag nou. En toe sê die Here vir hom, maar hoekom sing jy nie saam nie? En hy het begin saam sing en hy het weer vir die Here gesê, okay, maar nou sing ek saam, wat nou? En hulle het die liedjie herhaal. En die Here het vir hom gesê, lig jou hand van die bank af op. En toe sy hand van die bank af oplig, ek het nie geweet wat het gebeur nie. Op 'n stadium in die lied het ek my oë oopgemaak en gesien hy's weg. Ek het inteendeel gedink hy het uit die kerk uitgestap. Toe staan hy voor in die kerk. En wat daar gebeur het, weet ek nie. Hy het teruggekom, hy was hees. En hy het nog 'n pakkie sigarette in sy sak gehad. En moenie my verkeerd verstaan nie, ek verdoem dit nie. Maar vir hom was dit iets wat moes weggevat word. En toe hy uit die kerk uitstap, toe vat hy daai pakkie sigarette en hy vrommel hom op. En hy gooi dit in die asblik. En dit is nou hoeveel jaar later, hy het nog nooit weer gerook nie, 31 mense wat dit kan doen, hoor. En dit is baie min mense wat kan doen. Maar dit was nie hy nie, dit was God het daai aand aan hom. Ja. Goed wat tussen hom en God staan, het die Here vir hom weggepak. Presies. En dit was in 'n oomblik, dit was 'n oomblik van lig net jou hand op. Hou op vashou hou op anker aan die aardse goed. Lig jou hand op. En die Here het van daar af vir ons 'n pad voorberei. En ek sê baie keer vir mense, dit was nie maanskyn en rose nie. Dit was nie volop en oorvloed en Kanaan vir al die jaar nie. Ons is nou hierdie jaar 31 jaar getroud. Dit was nie, maar wanneer daar hardships was, dan was dit voor die hand liggend, gaan lê dit voor die Here nie. En dan was nie altyd vandag 'n antwoord of môre 'n antwoord of in 3 weke 'n antwoord nie. Maar jy kom deur dit. Jy kom deur dit. Want die Here is jou anker. Jy kyk nie meer vas in die probleem nie. Jy weet daar's 'n rede hoekom ons deur hierdie moet gaan. Want ons moet 'n diensopleiding kry. Jy moet agterna vir iemand kan gaan getuig wat die Here vir jou gedoen het, want hulle sit in dieselfde posisie. Dis 'n leerskool.
Ja. Om 'n lewe saam met God te leef is 'n leerskool. En Nee, totaal. dit sê nie it's a smooth road nie. Jy weet self, daar gebeur goed met 'n mens wat jy nie eers kon dink dat dit met jou gaan gebeur nie, want jy's 'n kind van die Here. En tog gebeur dit met jou, maar daar's 'n ding wat ook sê jy moet ver staan om te kan verstaan. Partymal moet jy uit die situasie uitkruip of wegstaan van die situasie wat nou dalk deur jou 7 stages of grief is, voordat jy die eintlike prentjie wat die Here vir jou voorberei het kan sien. Wat sal jy sê is die grootste leuen wat vroue oor hulself glo, volgens jou? Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. In 'n neutedop, ek is nie goed genoeg nie. Ons voel waardeloos omdat ons meet onsself aan die sienbare. 'n ander vrou is mooier as ek, maarder as ek, meer geleerd as ek, sy verdien 'n groter salaris as ek, sy's 'n beter vrou vir haar man as ek, sy's 'n beter ma as ek. Sy het nie so baie rekmerke soos ek nie, sy het nie so baie spatare soos ek nie. Daar's net 'n paar. En van ons spreek meer as dit op 'n dag oor onsself uit. En dan raak dit 'n leefpatroon. Ja, ek is nie 'n goed genoeg Christen nie. Ek is nie waardig om vir iemand te gaan bid nie. En ons spreek elke dag daai goed oor onsself uit. En nou met sosiale media is dit soveel erger, want ek vat nou van myself, daar's vrouens van my ouderdom wat lyk of hulle in hulle vroeë 40's is. Ek doen nie. Ek lyk soos 'n vrou van my ouderdom. En dan het 'n mens staan, maar jy's, wat doen sy? Hoekom lyk sy so? Hoekom kan ek nie? En my journey met die Here het my geleer om terug te gaan na, maar maak dit saak hoe ek lyk. Natuurlik is jou liggaam 'n tempel van die Here en jy moet hom oppas en jy moet mooi na hom kyk en jy moet hom versorg en jy moet hom nurture en jy moet hom voed. Maar my pad is anderster as daai vrou se. En dan is dit nie hoe jy lyk nie, maar wat bring jy vir die Here as jy die dag voor hom gaan staan? Wanneer jou liggaam nie vir homself kan praat nie, wanneer jou gees gaan praat. En die Here vra vir jou, Ja, die praat wat het jy vir my gedoen? En dan, daai is vir my belangrik om te kan sê, ek het gewerk in u akker. Ek het 'n siel gewen, ek het 'n vrou gered van daai gedagtes van waardeloosheid. En as elke vrou by daai kan uitkom, I have got worth. Dis alles vir my. Ja, soos hy gesegde sê, you're your own worst enemy. Soos jy sê, partykeer dink 'n mens soveel goeders oor jouself onnodig, wat mens create, wat regtig waar nou nie nodig is nie, en dan top jy daaroor daagliks, en dan is dit social media wat dit ook nou weer uitwys en nog erger maak. Ja. So op die einde van die dag is dit jou eie toedoening ook. Dit is so, maar ek dink ons moet vrygemaak word van daai gedagte. Die Here het Eva in die tuin destyds met die skepping, het hy Eva geskep vir Adam as 'n helper. En God het alles goed gemaak. So as hy Adam goed gemaak het, dan het hy jou, ek wil amper sê, tongenietjies beter gemaak. Want Adam het 'n helper nodig. En God kies jou as vrou om die helper te wees, om saam met hom in die tuin te wees. Maak nou nie saak wat daarna gebeur het nie. Hy het daai skuld in elk geval van ons af weggevat. Want hy het gesê, ons sal sy kop vermorsel en hy sal ons in die hakskien byt van die man en ons gaan ons kinders met swaar in die lewe bring. Maar hy het nie van ons kinders ontneem nie. Hy het nie moederskap van ons ontneem nie. Ons het nog steeds al daai goed. Ons moet net die vrymaking vat. En ek dink partymal ons as vrouens, ons spot ons altyd en sê, as ek al bo by die poorte kom, gaan Eva 'n les opsê. En dis maar goed uitspreek oor die vroue geslag. Ons doen dit aan onsself. Spreek weer goed. En toe Jesus aan die kruis gesterf het, alles in elk geval vrygespreek. So Eva het nie eers meer die las van daai ongehoorsaamheid. Sy het dit nie meer nie. Wat is tans besig om binne u vir die stol te ontvou? En hoe lyk die bediening prakties in aksie op die oomblik? So, op die stadium is dit nog 'n bediening van daar waar ek kom. Minister ek as ek die geleentheid kry, as die Here dit op my hart lê.
Ek is ook genooi om ek het 'n vriendin wat 'n tweede seisoen met borskanker stoei en sy het 'n beweging 5/4 wat sy praatjies hou en aan haar testimonie vertel en dan het hulle so mooi maak sessies saam met You Good Feel Better wat hulle vrouens se krone bietjie reguit skuif. Daar's proteses, daar's gremering, daar's hoe om jouself te equip vir die lewe, daai tipe van bediening, dis 'n hele oggendpraatjie en dan is dit nou gewoonlik 'n vrouedag, daar's ontbyte en sy het vir my gevra of sy van die olie daar kan versprei en ek is baie opgewonde daaroor want enige plek waar daar kanker is daar vrouens wat stikkend is. En so dit maak my verskriklik opgewonde en dan sal daar ook 'n stalletjie wees. Nou ek het van die begin af gesê die Here het nie vir my gesê hier is 'n besigheid nie. Hy het vir my gesê dis 'n bediening en dan as dit eendag in 'n besigheid sou uitbrei, dan sal ek dit van daar af vat, maar op hierdie stadium is dit 'n besigheid, 'n bediening en die Here het vir my gesê ek sal hê wat ek nodig het om dit te doen en ek volstaan daarbey. As ek hierdie bottels en bottels en bottels olie moet verniet uitgee, dan gaan ek dit doen want die Here het gesê hy gaan sorg. En dis nie rykdom nie, dit gaan oor die herstel en so ja, dit is 'n regtig 'n mosterdsaadjie, maar wat soveel potensiaal het, dat ek regtig nou net in die vloei is van dit wat die Here op my pad blink, ek gaan daai kant toe. Daar waar hy my plant, daar waar hy my stuur, daar waar hy vir my plekkie gee om te praat, of te minister, of te bedien, of te wees, daar gaan ek wees. Weet jy, op 'n tyd, ek dink dit was verlede jaar, het ek baie nagte wakker geword met daai gedeelte in Samuel, waar Samuel vir die Here gesê het, spreek Heer, want u diensknegt luister. En ek het 'n 3 uur in die môre ding, en ek het toe nou daaroor ook gaan lees, dis die tyd wat jy moet bid, want dit is die, wat is dit, die laaste uur, wat gebede en wanneer die engele en die hemele op hulle oopste is, ja. En dan word ek wakker en dan ek kan nie sê die Here het my gepraat nie, dan sê ek net spreek Heer, want die diensknegt luister, want ek weet nie, moet ek nou bid, wat moet ek doen nie, want ek lê wakker. En toe 3 uur in die môre my bidtyd geword. En ek moet sê, vandat ek nou begin luister het, maak die Here my nou nie meer 3 uur in die môre wakker nie, wat 'n goeie ding is, want ek kry 'n goeie klomp slaap in. Maar ja, ek gaan regtig net, soos wat die wind 'n saadjie vat, daar waar die Here my vat, gaan ek gaan, en as dit 'n klein bediening is, dan bereik die Here wat hy wou bereik. As dit 'n massiewe bediening word, dan bereik die Here wat ek het nie vooropgestelde idees nie. Ek vat net hierdie ding waarheen dit my vat. Elke dag soos wat hy maar kom. Soos wat hy kom. Hoe die Here jou met lei. Absoluut. Ja. Sê vir my, jou nuwe radioprogram Eve Restored, stories van herstel, fokus op eerlike gesprekke met vroue wat deur diep seer, gebroke harte, teleurstellings ensovoorts gegaan het. Kan jy vir ons 'n prentjie skets van die tipe lewensverhale en gebrokenheid wat luisteraars op die program kan verwag om te hoor? Sjoe, daar is 'n wye verskeidenheid vroue wat kom saamkuier. Daar's besigheidsvroue wat deur egskeidings gegaan het en dan, mense wat nou deur egskeiding gaan, weet jy verloor alles en dan moet jy weer opbou. Daar is 'n vrou wat uit die bediening uitkom en mense wat in die bediening is, weet dat dit sy eie geloofsreis en daar ook maar verwonding in bediening is, omdat 'n gemeente so verskriklik baie mense in die bediening vooropstel en jou meet aan jou foute en mens bly maar 'n mens, nie? Of jy nou in die bediening staan of nie. Daar is 'n vrou wat 'n gewigsverlies reis het, seer uit kinderjare uit, wat gemanifesteer het in oorgewig. Daar is 'n vrou wat 'n massiewe ongeluk gehad het, wat sy nie eintlik moes geleef het nie, en leef en fisies niks oorgekom het nie. Dis nou maar so 'n handjievol waaraan ek kan dink, maar dit is almal vrouens wat 'n storie vertel en hoe God eintlik maar soos 'n goue draad verweef was in alles. En dat 'n mens eendag op 'n dag kom en sê, dis 'n aha oomblik.
dit moes gebeur het, sodat ek Ja. hier kon uitkom. So, ek nooi die luisteraars, ons gaan kyk hoe gereeld ons dit kan doen. Daar gaan ook programme wees waar ek net gaan gesels en deel met die dinge wat oor my pad kom, en soos wat die Here my lei, en dan natuurlik die geselsprogramme met die vrouens. En weet jy, ek het op my TikTok-account het ek gevra, as jy 'n storie het, stuur vir my 'n DM. Mens kan nooit met te veel stories deel nie, en daar kan 2 stories wees wat dieselfde gebeure het, maar wat 'n ander geloofsreis het vir elke persoon wat die storie ervaar. So as daar van die luisteraars is wat my wil kontak, hulle is meer as welkom. As ek die storie kan gebruik, sal ek dit met liefde doen. Die gedagte is dat ons as vrouens mekaar opbou en vir mekaar weer hoop gee. Ondersteun. Sê my, hoe klink 'n vrou se geloof wanneer sy op haar laagste punt is? Ek dink dis die eerste ding wat meegee. Want 'n mens vra altyd, Here, hoekom? Hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom gebeur dit nou? Hoekom gebeur hierdie? Hoekom gebeur hierdie ding? Maar ek dink altyd dat ons in ons natuur, maar altyd na die val, kom ons weer terug. Daar's baie vrouens wat regtig nie hulle weg terugvind nie. En ek dink vir hulle, want ek vat nou van myself, ek het genoeg dat ek weet iewerster is 'n halmpie waarheen ek kan gryp en die Here gaan my daar uithelp. Maar ek weet dat daar vrouens is wat net sê, I'm so far gone. Die Here het nie meer 'n saak met my nie. En daai is die grootste leuen wat die duiwel vir ons vertel. Hy wil hê, want onthou, net soos wat die man die hoof en die priester van die huis is, en die vrou en die kinders onder hom staan, het 'n vrou 'n direkte konnotasie met haar kinders. Daai koneksie, daai naaldstring wat jy aan jou kinders bind. En ek dink amper 'n vrou het 'n groter invloed op haar kinders. Haar stem dra meer water by haar kinders as die man se. En as die Satan 'n vrou kan breek, dan gaan sy nie meer na haar huis kyk nie. Dit gaan haar man breek, dit gaan die kinders breek. So die vrou vir my, en ek mag verkeerd wees, is daai goue skakel wat, if that gets shattered, dan val alles in mekaar in. En hulle sê mos ma se hart op van 'n huis. En as die hart nie meer klop nie, dan gaan die huis dood. En daarom is dit vir my so belangrik dat daai vrou wat op moed verloor is, wat nie meer haar knie wil buig vanaand om te bid, of wat nie meer in haar kombuis staan en 'n skietgebedjie opsê, om vir haar te laat weet, die Here het 'n saak met jou. He knows your name. Hy het jou naam in sy handpalms gegrawe, hy weet hoeveel hare het jy op jou kop, hy weet voordat jy in jou moeder skoot gevorm is, weet hy van jou. En in Efesiërs sê dit, hy weet voordat jy vra of dink om te kan vra. So voordat ek nog kan dink om vir my kind te bid, weet die Here dit alreeds. En dan sê hy in Jeremia 29 vers 11, ek weet watter planne ek aangaande julle kweek. Voorspoed en nie teëspoed nie. Maar ons moet ook weet, ons moet in die pad van voorspoed loop, om by God se voorspoed uit te kom. Ons kan nie afdraai baie kies, waar daar nie voorspoed is, as die Here ons waarsku, en verwag ons gaan by voorspoed uitkom, maar daar is weer 'n gesprek vir 'n ander dag. Wat dink jy vergeet vroue die maklikste oor hul identiteit in Christus wanneer hulle seer dra? Dat jy is nie jou seer nie. Jy is ook nie wat met jou gebeur het nie. Jy bly 'n dogter van God, ongeag die buitefaktore. Jy bly 'n dogter van God. En hy sê dit in sy woord vir ons. Ek probeer altyd wanneer ek vrouens bedien vir hulle sê, jy is nie wat met jou gebeur is. Dis nie 'n bordjie wat jy om jou nek hang van ek is 'n mishandelde vrou nie. Jy is eerste 'n kind van God, en dan is jy wat met jou, of dan het goed met jou gebeur. Jy is 'n dogter van God wat ongelukkig mishandeling ervaar, maar jy is nie wat met jou gebeur het nie. Ek dink wanneer vroue deur seer gaan, vergeet al dikwels
die maklikste dat hul identiteit nie gedefinieer word deur wat met hulle gebeur het of hoe gebroken hulle voel nie, maar deur wie hulle in Christus is. So ja, pyn het 'n manier om die stem van waarheid te oorheers met die stemme van skuld, skaamte en selftwyfel. Ja, En dan begin 'n vrou haarself deur haar wonde sien eerder as deur God se siening en die waarheid oor haar lewe. ja, God en se 'n mens sien die flenters, jy as vrou, kyk vir jouself en dan sien jy die stikkend. En dan sien jy, ander mense sien jou ook so, want onthou, jy kyk van binne af buite toe, jy weet jou hart is verwond, jy weet van alles waardeur jy is, en ander mense sien jou nie deur daai oë nie, want hulle weet dit nie, maar omdat jy daai met daai bordjie identifiseer, dan 'n mens se gemoed raak swaar, en dan sien 'n mens verwonding op jou gelaat. En dit is ook goed wat die vyand vir ons wys maak. Hy kom fluister goed in jou oor. En omdat jy op 'n laagtepunt is, dan glo mens dit. So jy sê dit is moontlik om nog seer te hê, maar tog genees te wees. Ek sê altyd, jy weet, mense praat van vergewe en vergeet. En vergewe is een ding, maar vergeet is 'n ander ding. En nou gaan ek weer terugkom by daai preek wat ek geluister het oor my storie van vergifnis. Want die predikant het in sy preek gepraat van jou situasie wat nou die seer veroorsaak het, speel soos 'n film voor jou af. En jy onthou, soos wat die tyd nou aangaan, dan onthou jy, ek het daai misgekyk daai tyd. Weet jy, en as ek dit dalk nou nie misgekyk het nie, dan het hierdie nou nie, dan het dit nie so ver gegaan nie. En hy sê, toe hy op die berg was, toe die Here vir hom gesê, as die duiwel die film uithaal om vir jou daai flashbacks te wys, dan moet jy vir hom sê, ek is nie vandag in 'n film kyk by nie. En ek moet nou vir jou sê, daai het regtig vir my gewerk, want ek het 'n paar goed gehad, wat party oggend as ek my oë oopgemaak het, dan was dit die beeld wat ek gekry het, in my proses van gesond word. En na ek daai besluit gemaak het, ja, dit was 'n preek, maar dit was ook 'n besluit, het ek regtig vir hom gesê, duiwel, nie vandag nie. Not today, jy's op die verkeerde plek. En toe het die beelde begin vervaag. En ek het nie vergeet nie, maar ek herinner ook nie meer myself daaraan nie. Dit is so, trauma is 'n lelike ding. Ek sê altyd, trauma het 'n reuk, dit het 'n geur, dit het 'n kleur, dit het 'n smaak, dit het 'n plek, want 'n mens onthou sekere traumas aan 'n sekere plek. Toe jy in die kar ongeluk was, het dit daar gebeur en jy die dag blou aangegaan. Nou hou jy nie meer van blou nie en jy hou nie meer van daai plek nie, want dit is hoe ons liggame trauma stoor. En so ek sal byvoorbeeld 'n blou trui aantrek die dag, of ek sal die blou trui uit die kas uithaal, gebruik 'n voorbeeld, en dan kom daai gedagte by my op en dan sê ek vir die duiwel, nie vandag nie, want ek kan nie alles in my lewe aan 'n koppel nie. Op 'n stadium het ons vreeslik afsterwes in ons familie gehad, sommer in 1 jaar, baie mense. En jy's met die afsterwe van mense, is jy onthou daai datum. En toe ek nou jonger was, toes my pa oorlede, en dit het 'n datum gekry, en toes my skoonma oorlede, en dit het 'n datum gekry, my swaar, en toe eendag, toe besef ek, maar weet jy wat, die hele jaar is vol datums wat ek op wil huil. Want ek gaan terug. Genade, wat bly oor van die res van die jaar? Ja, want nou op daai dag is ek hartseer, want dit was my pa, en daai dag is dit my swaar, en elke datum het iets hartseer, maar die Here het vir my lewe in oorvloed gegee. So ek het nou, sê nou maar, ek was 38 toe my pa oorlede is, so ek het nou, nog al hierdie jare wat vorentoe is, gaan ek nou oor daai een dag elke keer huil, maar die Here het vir my daai dag gegee, en ek leef nog. En dis presies dieselfde met vergeet. Jy kan wat was jou vraag? Jy kan? Is dit moontlik om nog seer te hê, maar tog genees te wees? Ek dink so, ek dink so, maar 'n mens moet nie daai voeltjie troetel nie. 'n mens moet hom laat gaan, 'n mens moet daai, ek wil amper sê, jy moet hom neersit en vandag bietjie ver van hom afloop. En môre moet jy hom neersit en verder van hom afloop. As ek met mense praat oor
verlies van afsterwe. En dan vra hulle vir my, maar hoe lank gaan ek nog so voel? Nou, mens kan nie daai vraag beantwoord nie. Dan sê ek altyd, daai verlies van iemand vir wie jy lief was, is soos 'n kamer in jou hart. En aan die begin gaan jy elke dag in die kamer in, want jy maak skoon en jy troetel en jy sit en jy ruik en dan kry jy mos nou jou eerste verjaarsdag en al daai goedjies. En dan naderhand dan gaan jy net 1 keer 'n week in daai kamer in. So 1 keer 'n week dan voel jy die hartseerstoot op en dan word dit 1 keer in 2 weke en dan naderhand sonder dat jy jouself speen, kom jy agter, maar dis 'n jaar en ek was nie in daai kamer nie. En dis wat genesing is. Ja. 'n Mens moet dit bly 'n kamer in jou hart. Jy kan nie van daai dit het met jou gebeur. Jy kan dit nie uitvee uit jou verlede uit nie. Dit is daar, maar jy hoef nie elke dag daai voeltjie te gaan kos gee nie. Elke persoon deel anderster met seer en elke persoon se seer is anderster. Maar as 'n mens dit sien, vir my, as jy dit sien as 'n kamer in jou hart, vir my is dit 'n prestasie of iets wat ek bereik het. As ek kan sê, wow, ek het nou vir 2-3 weke nie daaraan gedink nie. En ek is trots op myself, dan sê ek vir myself, well done. Jy het dit voor die Here neergesit en jy het vir 3 weke regtig nie 1 keer daaraan gedink nie. En dit is vrymakend. Dis absoluut vrymakend, want die Here wil ons nie gebind hê nie. Hy wil ons nie vashou nie. Hy wil nie hê ons moet daar moet goed wees wat ons 'n gedeelte van jou gedagtes van hom kan afvat nie. Seer is dit. It consumes your mind. En die vyand is so dankbaar as jy met daai seer geconsume is, want dan haal jy jou oog van die bal af. Nee, natuurlijk. En tog, as jy nou mooi daaraan dink, dit is die gedagtes wat die seer bring in die genesing. So jy kan genees wees, maar die seer kom voor sodra jy terugdelf in die gedagtewêreld in, waar alles gebeur het, waar alles hang. So as 'n mens nie, as jy jou gedagtewêreld onder kontrole het, dan sal die seer ook obviously seker minder wees. As jy verstaan wat ek vir jou sê. Ek dink, Want jy bring dit terug die hele tyd met die gedagtes. ja, en ek dink as 'n mens op 'n punt kom waar jy jou seer kan omdraai in iets wat goed kan beteken. He takes what the enemy meant for evil and he turns it for good. As jy op 'n punt kan kom waar jy daai seer, daai verwonding kan gebruik om vir iemand anders iets te doen. En daarin lê vir my heelwording. Want ek kan dit gebruik wat vir my seer gemaak het en wat regtig my voete onder my uitgeslaan het, kan ek gebruik en ek kan 'n ander vrou sien, eers kruip sy en dan loop sy wankelrig en dan eventually dan los sy die handvatseltjie in die kruk en dan kan sy aangaan en dan dink ek, wow, as ek nou nie geweet het hoe om, as ek nie daai pad gestap het nie, dan het ek nie hierdie kennis gehad en die wysheid wat die Here vir my gegee het om haar op te help sodat sy ook weer kan heel word nie. Ja, ek hoor wat jy sê. Ek het so 2 weke terug het ek gelees op 'n Facebook page en dit was my nogal baie hoe kan ek sê 'n mooi voorbeeld wat gebruik is. So hierdie vrou het ook gepraat oor trauma en al daai. Ons praat nou nie van mense wat jy afskei in die dood nie, maar dis maar net ander gebeurtenisse soos teleurstellings en al daai. Toe sê sy, hoe sy dit sien is as jy nou 'n houertjie blinkertjies as hy val op die vloer. En ek meen jy kan hoeveel keer suig en al daai, jy kan wat doen, maar al daai blinkers sal nie dadelik opgesuig word nie. En soos wat jy elke dag maar aangaan met jou lewe, so die blinkers is jou seer wat so geskatter is oral, jy weet. En soos wat jy elke dag maar moet terugkom om dit meer en meer te suig en skoon te maak, en so gaan dit maar stelselmatig die seer ook minder in jou lewe raak. Net soos wat jy die blinkers elke dag moet teruggaan om skoon te maak of weer op te vee. Ja, en dit is my nogal so amazing, want eventually kom jy op die punt wat die blinkers nou finaal weg is. Ek het al sal seker 1 of 2 nog steeds, jy weet, iewers wegkruip, soos ons blinkers ken. Maar dit is nou net 'n bewys dat dit is hoe dit so scattered is, dat jy, soos jou lewe is, met whatever met jou gebeur. Dit is nie eendag nie, dit vat tyd. Dit vat tyd om daardeur te werk. En 'n mens moet
vir jouself iewers in daai fases van grief vir jouself sê dis okay. Dis okay as dit vir my 4 jaar vat en iemand anderster is deur dieselfde ding en dit het hulle net 'n jaar gevat. Want elke ou se journey is anderster. En as dit jou 2 jaar vat om die blinkers op te ruim, dan vat dit jou 2 jaar. Ons as vrouens moet leer om met onsself geduldig te wees. Want ons is te hard op onsself. Jy weet, die lewe moet aangaan, ek moet hierdie doen, en ek moet aangaan, en ek moet hierdie front voorsit, en ek moet supermammy wees, en ek moet supervrou wees, en ek moet alles. Mens moet jy moet net 'n kind van die Here wees. Ja, weet jy, ek moet vir jou noem dat, soos wat jy noem, ja, daar is nie 'n tyd, een persoon heel in 'n jaar, ander 2 jaar, ander doen in maande. Jy weet, elkeen maar vir homself, maar dan is daar nou die gevalle, en ek meen, ek en jy gaan ook nog 'n episode hê, waar ons ook oor goeters gaan gesels, maar as ek nou vir myself kan praat, kan ek eerlikwaar sê, in my geval met die verlies van my dogter, en hoe dit nou alles gebeur het, byvoorbeeld, kan ek nie dink dat ek ooit geheel gaan raak nie, verstaan? Want dit is, even as jy mense in die dood, ek het nou 'n paar mense ook in die dood afgestaan, en obviously dit het almal verskillende effekte op jou as persoon, jy weet, en om 'n kind te verloor is groot, maar hoe ek myne verloor het, is dat nou, jy weet nou, nie ter sprake hier is nie. Ek praat nie van die suicide nie. Suicide, yes, maar ek meen hoe dit gebeur het ook, is heeltemal anders. Dis heeltemal anders. Dis nie die gewone nie. So vir my, kan ek sê, en ek kan net vir myself praat, in my geval glo ek, en ek weet, ek sal nooit genees raak nie. Ek weet, moenie my verkeerd verstaan nie, ek sê nie die Here kan nie genees nie, maar ek praat van as mens, nie, en nie geestelik en spiritual nie, maar ek praat van as mens. Sal ek nooit genees raak nie, want daar is net te veel wat gebind is aan hierdie seer, dat dit nie net is wat iemand wat ek, hoe kan ek sê, soos byvoorbeeld my dogter het kanker gehad, maar sy is verlos van die kanker, die Here het haar genees, okay? Sy het 2 tipe kankers gehad. Ek gaan nou nie te veel hieroor uitbrei nie, want ons het nog 'n gesprek daaroor, maar ek wil net gou genoem. So vir my, om te gedink het, nou sê ek altyd vir die Here, okay, hoekom moes hy haar, jy weet, deur die kanker gebring het, net laat sy met suicide pleeg, verstaan? Dan dink ek by myself, okay, maar soos ek sê, dit is 'n gesprek vir 'n ander dag, want ek wil vir jou sê hoe ek daarby uitgekom het en hoekom ek dink dit het so gebeur. Maar my punt is, dan dink ek vra vir die Here, as sy met kanker dood sou gegaan het, sou dit my baie rustiger gewees het en jy aanvaar dit. Want as jy iemand meer stadiger aan die dood moet, hoe kan ek sê, die pad loop, jy weet, na daai tyd en daai dag wat niemand wil by uitkom nie, dan is dit baie meer gerustiger en jy kan meer heel en jy kan meer werk aan die genesingsproses. Soos kom ek sê, daar is met die verskeie ways hoe mense dood ook gaan, bepaal ook die tydperk van trauma, van grief en jy weet, dis nie net 'n persoon self hoe hulle dit ervaar nie, maar ook hoe dit gebeur het. Wat soveel, ja, en die hele tydperk, jy weet, voor dit of jou verhouding met daai persoon deur die res van die lewe, as dit sin maak. Ek weet nie of ek nou regtig sin maak nie, maar dis die beste dis die beste hoe ek dit nou kan verduidelik sonder om in die hele topik in te gaan wat ek en jy nog oor gaan gesels. Verstaan jy? Ek wou net vir jou gesê het vir die genesing, dink ek, dit hang maar alles af, nie net van persoon tot persoon nie, maar ook omstandighede. Jou verhouding met die persoon, omstandighede, en daar's soveel groot 'n breë spektrum om na hierdie storie, jy weet, te kyk, nie myne nie, ek meen, jy weet, healing. Enige healing. So dis nie net 'n one way. Wat ek maklik of hoe ek dit vir myself wat wil ek sê, verduidelik. Na wat oor my pad gekom het. Ek is nie meer dieselfde ek nie. Ek is verander. Ek is die nuwe ek is heel. Maar ek is nie meer my ou ek nie. Ek is 'n ander, daai persoon was 'n ander mens, want ek het nie daai verwonding gehad nie, ek het nie daai hoekoms en waaroms gehad, en ek het nie daai
Kyk, as jy mos nou, jy trap mos versigtig, as jy deur 'n traumatiese ding is, het sy nou dood, ek praat van na my pa dood is, en toe my ma, en na my pa dood is ek verander. Want ek het nie geweet hoe dit voel om nie meer 'n pa te hê nie. En so ek het elke dag, was ek bewus van, hoe ek met my ma moet maak, want ek kan haar ook verloor. Nou, ek het haar eers 10 jaar daarna verloor, heeltemal op 'n ander manier, my ma dementia gekry. Dit was 'n verskriklike manier vir haar om dood te gaan, want sy was 'n dinamiese raakvatter mens, en in 'n kwessie van 8 maande is sy bedleend, doeke, en sy's oorlede. En dit het my verander, want toe begin ek aan my eie sterflikheid dink, en ek dink ook, maar hoe oud was my ma toe sy begin agterkom die dinge is nie meer lekker nie, en hoe het ek dit misgekyk, en wanneer gaan hierdie met my gebeur? So ek is toe verander, en elke ding in my lewe, I am not the same person. Ek dra nie meer daai seer, ek het dit verwerk. Dit is seer dat my ma oorlede is. Dis vir my, dis baie dae, die stupidste goed wil ek haar bel en vir haar sê, hoorie ma, en dan onthou ek, maar ek kan haar nie bel nie, en sy is al in 2018 oorlede. So dis nog steeds seer, maar ek is gesond daarvan. My ou mens is stikkend, maar my nuwe mens is nie meer stikkend daaroor nie, want ek is verander. Ek dink nie meer dieselfde nie. Ek dink baie keer veroorsaak dit ook probleme in mense se lewens, want mense sê jy is nie meer dieselfde nie, but how can you? Hoe kan jy, wat nou vir my vertel het van jou dogter, jy kan nie dieselfde mens wees nie. Want jy is deur 'n ander proses. Daar's iets van jou af weggeneem, en daar's iets niets in jou. Daar's 'n nuwe persoon wat nie meer 'n ma is van 'n dogter nie. Jy's iets niets. Jy's 'n nuwe. Ek wil net 'n versie by jou nalat. Dit kom uit Jesaja, ek dink is 43. Eintlik lank voor, ek het al baie dinge in my lewe gehad, maar die laaste ding, ek was ook 'n nuwejaarsdag in die kerk, dinge gebeur altyd op oujaar of nuwejaar, en die Here het vir my die versie gegee van, kyk, ek gaan iets niets maak. 'n rivier op 'n berg, of wat, 'n pad in die woestyn, 'n rivier op 'n berg en 'n pad in die woestyn. En toe ons die dag na die plek kom kyk het waar ons nou bly, toe sê die Here daai selfde ding vir my. Kyk, ek gaan iets niets maak. En ek dink wat hy vir my gesê het is, ek gaan jou nuut maak, want toe's ek bitter oor my ma, oor alles wat gebeur het in die tussentyd. Ons is deur COVID, ons besigheid het byna tot niet gegaan, was nog nooit weer dieselfde nie, en ek moes so baie in die tyd van my ma se dood begrawe, baie van my en my lewe, en goed wat ek gedink het, dis hoe dit is. En toe die Here vir my daai gesê, en toe jy nou praat oor hierdie, kan mens nog steeds seer hê, al is jy genees, gee die Here weer vir my die vers, kyk, ek gaan iets niets maak, en hy het van my iets niets gemaak. Al daai goed het nog steeds vir my gebeur, maar ek is 'n ander mens, ek is verander, en ek moes lief word vir my nuwe ek, die nuwe mens, wat, so, ek weet nie of dit jou beantwoord nie, jy kan nog seer hê, mens mis, mens is 'n mens, en God ken ons harte, en hy ondersoek ons niere, so, jy kan seer hê, al is jy genees. Ek wil gou vir jou nog een laaste vraag vra, voordat ons afsluit. As jy een boodskap oor God se hart vir vroue vandag, by elke luisteraar van ons, wat sal dit wees? Sjoe. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek gee vir jou rus. En daar lê ons, die uiteinde van ons. Ons moet net teruggaan, hom ontmoet, by hom uitkom, en vir hom die goedjies gee waarmee ons stoei. Want dit is te groot vir ons. Ek glo God wil ook hê dat elke vrou moet weet dat hulle nie alleen deur die lewe se seisoene hoef te stap nie. Sy nabyheid is nie afhanklik van hul gevoel nie, maar van sy belofte.
En Absoluut. selfs wanneer alles binne in 'n mens wankel, bly getrou, teenwoordig en besig om hulle lewe met betekenis, Ja, hoop en herstel in te weeg. ja, Jy weet? ek het in die week vir iemand gesê, my lewe was nie altyd leliewit nie, moet nou nie laat ek nou hier vandag klink asof ek nog nooit van die pad afgedwaal het nie. Ek dink ons almal het. Maar dit was ek elke keer wat die Here se hand gelos het. En elke keer as ek Ja. daai reddingsboei gegryp het, of soos toe Petrus op die water geloop het, solank as hy sy oë op God gehou het, kon hy op water loop. En die kere in my lewe wat ek op water kon loop en amazing dinge kon regkry en doen en vermag, was die kere wat my oë op hom gerig was. Die kere wat ek Yes. ja, die lewe raak mos lekker en dan het mense nie die Here nodig nie en ag net hierdie keer en daai keer het ek gewatertrap vir 'n fale. Ja, maar dit is die afdwaal daar en die afdwaal stages van 'n mens se lewe wat 'n mens besef hoe 'n mens eintlik uitmis op die dinge van God en jou verhouding met die Here en jy weet as jy meer weer in die wêreldse dinge ingaan, dan besef jy eintlik hoe verlang jy na God se teenwoordigheid Ja, en jy weet hoeveel hy actually daar's 'n ding wat by sê jou is. deep cries out to deep. En daai wanneer jy Hmm. voel jy weet nie meer nie. Dis wanneer diep na die Here toe uitroep, die diepte in jou na die Here toe uitroep en ek dink ons verwoord dit verkeerd. Ons sê ons is op moedverloorse vlakte. Jy is nie, jy's daar Ja. waar die Here met jou kan werk. Sagte klei. Ja, nee, ek stem saam met jou. Ita, is daar nog ietsie wat jy graag wil deel of wat ons nou nie oor gesels het nie? Ek dink ons het alles gecover. Al wat ek regtig wil sê is jy kan op 'n plaas bly in die middel van nêrens. Jy kan op 'n berg bly, jy kan in Antarktika bly. As die Here met jou 'n plan het, het hy met jou 'n plan. En dis dan wanneer jy die moeite moet doen om stil te raak en die wêreldse geraas bietjie uit te doof en dan stil te raak. Ja. Want hy het met my, maar hier kom sit in afsondering and still I didn't hear his voice. Want toe sit besig met dit wat in my kop aan die gang is. En gebruik die geleenthede wat die Here vir ons gee. En reik jou hand uit na hom, hy's daar. Hy is within reach, hy's nie ver nie. En gryp hom aan en ek wens vir elke vrou heelwording, sanctification, dat jy 'n pad met die Here kan stap, is my gebed vir elke vrou om volwaardig vrou te wees. En so kom ons nou aan die einde van hierdie onderhoud. Wat 'n diep en betekenisvolle gesprek. En ek dink baie van ons kan vandag net vir 'n oomblik stil word en dit laat insink. Want wanneer ons oor vrou se stories praat ons eintlik oor lewens, oor seisoene, oor seer, wat nie altyd 'n naam het nie, en oor 'n God wat nooit wegstap van gebrokenheid nie. En dalk is die uitnodiging van vandag net dit, om anders te begin kyk na jou seisoene. Nie as plekke waar jy wegbeweeg het van God as gevolg van die slegte dinge wat gebeur het nie, maar as plekke waar God steeds besig is om jou vas te hou, selfs wanneer jy dit nie kon sien of altyd duidelik voel nie. Want die waarheid bly, niks wat jy deurgegaan het of tans deurgaan, is ooit buite God se beheer nie. Hy dra dit, hy gebruik dit, en hy is die enigste een wat jou volkome kan herstel, en weer lewe kan inblaas waar alles stil geword het. Baie dankie, Ita, Viljoen, vir jou tyd om saam met my te gesels, vir die tyd en toewyding wat jy insit in jou bediening, en vir dit wat jy beteken vir die Eva geslag. Ons sien uit om binnekort te luister na die stories en te hoor hoe God ingetree het in elkeen van die gaste op jou Eve Restored Stories van Herstel program. Ek sê vir julle baie dankie en baie dankie vir die platform en vir die wind wat nou die saad na buite gaan vat. Dis vir altyd so lekker om te weet daar is mense wat uit hulle pad uitgaan om die woord van die Here te verkondig en dis wat julle absoluut is nog 'n wissel van hoop. En ek sê vir julle dankie vir al die luisteraars wat saam geluister het en dankie vir die geleentheid wat julle vir my gegee het om my storie te kom deel. En vir elke luisteraar wat vandag saam met ons in hierdie gesprek was, ons nooi jou om deel te word van hierdie reis. Gaan volg gerus die Eve Restored Stories van Herstel Messenger channel op ons Facebookblad waar ons jou binnekort op hoogte gaan hou van wanneer die eerste episode uitgesaai word en waar jy saam kan stap met elke storie van herstel wat gedeel gaan word. As jy vandag in een boodskap moet vashou, laat dit wees:
jy is nie vergeet nie. God is in beheer en jou storie is nog nie klaar geskryf nie. Ek is Sonja Lazar en ek groet julle tot volgende keer.